Hoofnuus vanaand. 7 mense sterf in 2 afsonderlike skietvoorvalle op die Kaapse vlakte midde kommer oor 'n toename in misdaad. 3 geskorste amptenare en 1 voormalige beampte van die Ekurhuleni Metro in die hof oor onregmatige salarisverhogings. En Carolina Mugonwa, die eerste vroue speler wat haar plek bespreek in die Wimbledon eindstryd. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. 7 mense is dood in 2 afsonderlike massa skietvoorvalle in Tafelsig en Philippi Oos op die Kaapse vlakte. 3 persone het in die voorval in Tafelsig gesterf met nog ander wat beseer is. In Philippi Oos is 4 jong mans doodgeskiet. 10-jarige Iminati Notkwanya, 'n graad 10-leerder aan Lower Crossroads Hoërskool, is in 'n buitekamer by sy huis doodgeskiet. Daar word beweer dat gewapende mans na hom gesoek en op hom losgebrand het. We try with the neighbors to help those one who think was still breathing, but one of them he did pass in the same scene, you understand, in the house, you understand, and the other one we tried to carry him, he passed away there, you understand. He was there, and then we take the other one to hospital, and then my Iminati passed away along the way to hospital, Mitchell Hospital. 3 mans is by 'n spaarwinkel doodgeskiet. Ik het gevoel dat mijn hart wel gestaan het. Jo, ik het gehaald aan een. Ik kan niet meer het gevat het. Als het in mijn vriend was, was ik zeker dood ook. Dus dat me gegrepen. Jo, en ik voel bij hartje en ik weet hoe ga ik nou leven van. Hij was mijn innachte maar dat mijn pa hem is gegeten. In die eerste 3 maande van die jaar is 983 mense vermoor, 'n afname van 8% vergelyke met dieselfde tyd verlede jaar. Die Suid-Afrikaanse weermag is in April vanjaar ontplooi, maar misdaadsyfers vir die tydperk van April tot Junie is nog nie bekend nie. Wat ek kan sê, ons vind dit baie onaanvaarbaar dat daar weer massa skietvoorvalle gebeur in ons gemeenskap. En ons vra die staat om daadwerklik saam met die gemeenskap te werk, sodat ons kan sien dat intervensie word daar gestel om ons gemeenskappe te beskerm. 'n Verslag van die openbare beskermer het bevind dat gebrekkige straatbeligting en swak dienslewering inwoners meer kwesbaar vir misdaad maak. Waar 600 miljoen rand was gespandeer om anti-migrasie optogte te polisieer. Dit is geld wat kan gebruik word om ons stasies wat nie die nodige hulpbronne het om met geweld in hulle gemeenskap en die nodige polisieringstake te handhaaf in ons gemeenskap nie. Daardie geld kan gespandeer gewees het om ons polisiestasies op te hef. Die motief vir die skietvoorvalle is nog nie bekend nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die stad Kaapstad sê die besluit om sy ShotSpotter kontrak vir die opsporing van geweervuur te beëindig en te hersien is geneem om te bepaal of die projek deur 'n plaaslike openbare private vennootskap bedryf kan word wat kostes kan verminder. Die vorige stelsel word besit en bedryf deur 'n tegnologiemaatskappy in die VSA. Die kontrak was vir 3 jaar geldig en was in verskeie gebiede op die Kaapse vlakte met hoë misdaadsyfers insluitend Manenberg en Yanga ingestel. Die stad Kaapstad sê 'n groot deel van die byna 1700 onwettige vuurwapens wat die afgelope 3 jaar reg oor Kaapstad gekonfiskeer is opgespoor danksy die ShotSpotter tegnologie. So die tegnologie, die geweerskootopsporing wat ons gebruik, het die tender van dit het nou op 'n einde gekom, so 3 jaar tender, soos die ander tenders almal. En dit is die tweede keer dat ons die tender gebruik. Ons glo in die tegnologie, ons kan sien dit help. Omtrent 1/5 van al die vuurwapens wat ons van die strate afgehaal het, die onwettige vuurwapens, kom uit die 4 areas waar die geweerskootopsporing of ShotSpotter in hierdie geval, wat die supplier daarvan was, wat ons gebruik het. Die presiese koste van die ShotSpotter program
oor die 3 jaar is nie bekend gemaak nie. Dit was deel van 'n begroting van ongeveer R860 miljoen in 2023 wat die stad toegewys het aan die ontwikkeling van veiligheidstegnologie. Dit het ook kringtelevisiekameras, hommeltuie, lyfkameras, paneelbordkameras en ligtoesigprojekte ingesluit. Ons is nou besig om die alternatiewes op te weeg om te sien of ons die tegnologie herinstalleer soos ons die gedoen het na die eerste gebruik of ons kyk na plaaslike opsies. Een van die gebiede waar die tegnologie ingespan was, is die bende getuisterde Menenberg op die Kaapse vlakte. In a Menenberg context, we are so privileged to be helped and be assisted by some of these technologies. So anything that can help us reduce crime in the area, we will gladly accept. Sommige misdaadkenners het gevra vir meer deursigtigheid oor die projek. So waar ons as universiteit en onze navorsing ons spesifiek ons kyk in terme van die issues van hoe 'n technology as an example of byvoorbeeld gedeploy word op 'n spesifieke situasie. En vandaar kyk ons wat is die uitslag. Die stad Kaapstad sê die tenderproses om 'n nuwe kontrak te finaliseer sal na verwagting oor ongeveer 18 maande afgehandel wees. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Optogte teen ongedokumenteerde buitelanders is vandag weer op verskeie plekke in die land gehou. Dit volg nadat die organiseerders van die 30 Junie landwyse betogings onderneem het om elke donderdag optogte te hou, totdat die regering aan hulle eise gehoor gegee het en al die ongedokumenteerde migrante die land verlaat het. Intussen sê die leier van March and March, Jacinta Ngobesi Zuma, dat slegs 'n klein getal ongedokumenteerde buitelanders uit die land pad gegee het sedert hulle met hulle veldtog vroeër vanjaar begin het. Aan die Gautengse oosrand het inwoners van die groter Benoni in die strate van Boksburg ingevaar, waar hulle van deur tot deur in sake en nywerheidsgebiede ingegaan het. Hulle beskuldig sake-eienaars daarvan dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in diens neem, pleks van Suid-Afrikaners. Die betogers eis ook die verwydering van die Etwatwa polisiestasie se bevelvoerder, optrede teen korrupte polisiebeamptes, die sluiting van spaza-winkels wat aan buitelanders behoort en die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders. We are here to visit some of the companies which they got a lot of foreigners and they are refusing to terminate their contracts, and as well as there's an issue of foreign nations like Nigerians who are working with police in terms of drugs, human trafficking. In Alexandra, noord van Johannesburg, het teenmigrante betogers gewapen met stokke, ook van deur tot deur geloop, op soek na ongedokumenteerde buitelanders. Ondanks 'n groot polisieteenwoordigheid het hulle in sommige gevalle by huise en selke-ondernemings ingebars en mense uitgehaal wat volgens hulle ongedokumenteerde migrante van Malawi en Zimbabwe is. Van die mense is later in polisievangwaans gelaai. Intussen sê 'n ongedokumenteerde Malawiese burger wat wag vir deportasie by die Musina repatriasiesentrum dat hy nog nie gereed is om Suid-Afrika te verlaat nie. Hy is een van die sowat 2000 buitelanders wat nog by die sentrum wag om teruggestuur te word. How I feel about that particular situation, because I know my home. Malawi is a very poor country comparing to South Africa. I'm scared where I'll start to life to move on, because it's not really easy that side. It was better here, but now it's because I don't have a choice. I have to go home and see what I can do. Volgens amptenare van die Departement van Binnelandse Sake in Messina het die getal buitelanders wat by die tydelike repatriasiesentrum opdaag aansienlik afgeneem. Volgens die departement is sowat 47,000 buitelanders, hoofsaaklik Malawiërs en Zimbabweërs, die afgelope 2 weke by die sentrum gewerk en is hulle op pad na hulle lande van herkoms. Die afgestorwe Iranse opperleier Ayatollah Ali Khamenei en 4 van sy gesinslede is na 6 dae van openbare vertoning in sy tuisdorp Mashhad begrawe.
Sy begrafnis kom terwyl spanning tussen Tehran en Washington toeneem wat druk plaas op verlede maand se wapenstilstand-ooreenkoms. Die hernieude aanvalle het egter nie miljoene Iraneërs daarvan weerhou om hulle rou te betoon en by die begrafnisstoet aan te sluit nie. Die begrafnis in Mashhad in die noordooste van Iran volg na 'n week van massa-begrafnisoptogte en rouseremonies. Ons is net na die advertensiebreuk terug. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Die Landdroshof in Germiston het borgtog van R50.000 elk toegestaan aan Ekurhuleni se geskorste hoof van regsdienste, advokaat Kemi Bahari, en die geskorste hoof van die metropolisie, Julius Mkhwanazi. Die ander beskuldigdes, Ekurhuleni se geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka, en die voormalige munisipale bestuurder, Imogen Shazi, bly in aanhouding en sal môre om borgtog aansoek doen. Die 4 is betrek in getuienis voor die Matlanga-kommissie en is gisterand in hegtenis geneem. Die aanklagte teen hulle hou verband met salarisverhogings wat in 2023 toegeken is. Bahari het na bewering ook 'n sleutelrol gespeel om Mkhwanazi teen tugoptrede te beskerm. Die Mangaung Metro sê hy kan nie oor dieselfde kam geskeer word as ander munisipaliteite nie. Die metro is een van 69 munisipaliteite wie se Julie toelaat die nasionale tesourie terughou. Die metro is reeds onderworpe aan streng finansiële toesig. Die uitvoerende burgemeester, Gregory Ntatisi, sê die metro het intussen met die tesourie beraadslaag om te verseker dat hulle aan die nodige vereistes voldoen. Die toelaas van 16 uit 19 Vrystaatse munisipaliteite, insluitend die van Mangaung Metro, word teruggehou. Die metro is sedert 2019 onder 'n artikel 139 herstelplan weens sy langdurige finansiële probleme. Maar volgens die stad is hy nou op die herstelpad. You would remember, colleagues, that we are now staggering at 75%, between 75 and 76% of collection, of which you must reach between 90 to 95. There are impediments along the way that we need to resolve, having emerged from 49%, you can imagine. Under normal circumstances, people will regard where we are as a distinction, but that does not cover the money that we need to ensure that we address the services on the ground. Die Matlanga-kommissie van ondersoek na korrupsie in die polisiediens en regstelsel is 11 ekstra weke gegee vir sy werksaamhede. Die kommissie se sperdatum van 31 Augustus is uitgestel tot 16 November. Luidens 'n verklaring van president Cyril Ramaphosa sou die kommissie sekere belangrike sake nie kon afhandel nie in die oorspronklike tydperk. Op dag 136 van die kommissie is spesialisgetuienis gehoor oor tekortkominge in die polisiediens se finansiële verklaringsstelsel. Dr. Albertus Skuman sê op papier lyk dit asof die stelsel korrupsie sou identifiseer, maar dit steun op vrywillige finansiële onthullings. Die polisiediens het ook nie die vermoë om lewenstyl audits intern te doen nie. Die SAPD laat dus die audits deur buiteinstellings doen teen tussen R30.000 en R50.000 per individuele audit. Die audits word dan uitgevoer op slegs die vrywillige inligting. In the current system, to conduct a lifestyle audit, you would rely on the auditee, so to speak, the declarant, the individual under investigation, to submit their own financial records to the auditee. The challenge with that being is that somebody could very well hide some of their bank records. Slegs lede se finansiële belange word verklaar en nie hulle gesinslede nie, wat 'n ernstige gebrek is volgens Skuman. It doesn't really take that much to hide these assets in the current framework. It doesn't require a whole lot of sophistication even to put a company in your wife's name that might be doing business with the state.
or in the name of your children, to put a car or a piece of property that you've been given as a gift. Môre verskuif die kommissie se fokus na die vervolgingsgesag se teenkorrupsie ondersoekdirektoraat. Getuies N&O sal volgens beplanning ook gedeeltelik in kamera getuig oor vermeende misdadigheid van 'n senior ondersoeker van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. En ons is net hierna terug met die sport en die weer. Bly ingeskakel. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, mooi weer kom voor in die grootste dele van die land, met enkele buie wat verwag kan word langs die kus van KwaZulu-Natal, asook in dele van die Oos-Kaap. Bewolkte toestande kan ook verwag word van KwaZulu-Natal, streek oor die Oos-Kaap tot in dele van die Wes-Kaap. Sterk wind kan ook verwag word langs die Oos-Kaapkus. As ons kyk na môre, mooi weer kom voor in die grootste dele van die land, met oggendmiskolle wat ook verwag word langs die Weskus, asook in dele van Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap. Enkele buie kom ook voor langs die KwaZulu-Natal, asook in grensende binneland en die kus van die Oos-Kaap, asook in die Weskus. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n sonnige dag kan verwag word, andersins is dit koel. Temperatuur in die laat 20s kan ook verwag word. Pretoria het 'n maximum van 20 grade met 'n minimum van 8. Johannesburg se minimum is 9 en 'n maximum van 17. In Limpopo 'n koel tot warme dag kan verwag word. Messina het 'n maximum van 26 grade en 'n minimum van 9. Polokwane se minimum is 6 en 'n maximum van 22. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n sonnige dag kan verwag word. Andersins is dit koel. Standerton se minimum is 2 met 'n maximum eerder van 19. Skikuza het 'n maximum van 25 grade. In KwaZulu-Natal 'n mooi dag kan verwag word, anders is dit koel. Kokstad het 'n minimum van 2 en 'n maximum van 17 grade. King Richards Bay se maximum is 25. In die Oos-Kaap, oggendmiskolle kan ook verwag word in hierdie provinsie, anders is dit koel. Dit is koud in Holomou met 'n minimum van 5 en 'n maximum van 14. Gqeberha se maximum is 18 grade. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. 'n Koeldag kan verwag word in hierdie provinsie. George en Mossel by 'n maximum van 15 grade. Kaapstad se maximum is 16 met 'n minimum van 11. In die Noord-Kaap 'n koel tot warme dag kan verwag word. Appington se maximum is 26 grade, dit 'n minimum van 4. Dit is koud oornag in Sutherland met 'n minimum van -1 en 'n maximum van 14 grade. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koeldag kan verwag word, maar dit is koud oornag in Ficksburg met 'n minimum van 1, asook in Bethlehem. Welkom se maximum is 23 en 'n minimum van 3. Dan laastens Noordwes, sonnige dag kom voor, anders het ook koel in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n maximum van 24, Ottosdal se maximum is 22, asook Wolmaranstad, Vryburg se minimum is 2 en 'n maximum van 24. Dis nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.